Ons leef in 'n wêreld van toenemende hopeloosheid, wanhoop. Jy hoor dit en dit is hartverskeurende om te sien dat veral in terme van selfmoord dat 23 van uit 100 mans selfmoord gepleeg of gaan of probeer selfmoord pleeg. Amper 10 van elke 100 vrouens selfmoord. Jou mediese fondse sal vir jou vertel dat die gebruik van psigosomatiese medisyne die hoogte ingeskiet hoe meer mense medikasie moet gebruik vir angs, depressie en psigosomatiese probleme. Ons sien dit in die wêreld dat uit die aard van ons omgewing, die oorloë wat nog steeds woed in Rusland en as ook in Gaza, en ons sien nie 'n oplossing nie, ons sien nie 'n einde aan hierdie konflik nie. Ons sien hier in ons eie land politieke wetywerings so seker nog nooit in die geskiedenis van ons jong demokrasie nie. Ons beleef onsekerheid, aardverwarming, die hoeveelheid mense op die planeet en wat dit te doen het of hoe dit 'n impak het op die ekonomie raak elke hart. Jy sien, hoop is iets konkreet. Hoop is daai gevoel wat jy het dat iets goed gaan gebeur. Iets goed is op die horison en jy het hoop. Wanneer al hierdie negatiefs om ons eskaleer, dan gebeur val ons hoopbarometer in sy my in. Ons het nie hoop nie. Mense beleef vrees en angs en onsekerheid en hierdie groot woord wanhoop. Ek het vir jou goeie nuus vandag en ek hoop dat hierdie boodskap jou baie diep gaan raak en dat die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees self vandag hierdie woorde in jou hart gaan lewendig maak. My tema is die nuwe wêreld. Jesus maak alles nuut, die groot restaurasie. As jy soos ek is. Ek het groot geword in die kerk waar daar gereeld oor die hemel gepreek is, maar daar's gewoonlik in die hemel gepraat in die gelykheid en oor die hel. En mense is bang gemaak oor die hel, sodat hulle Jesus sal aanneem en nou is jy op pad hemel toe. Dan het ons liedjies gesing van die hemel oor eendag gaan ons hierdie wonderlike wêreld hê. Wanneer die ouens gepreek het oor die hemel, was daar gewoonlik genoem van die parelpoorte en die strate van goud. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit het maar gewoonlik vir my nie baie diep geraak of opgewonde gemaak nie, want ek het dadelik begin dink aan Sun City van Saul Kershner en dit het maar net nie dit vir my gedoen nie. Wanneer mense sê rest in peace, rip, dan is daar iets binne my wat net so half 'n koue rilling kry wat nee, dit kan nie die hemel wees nie. Dit kan nie die uiteinde wees nie. Mense, die hemel is 'n werklikheid en nie die reeks wat ek tans deurgaan. Verlede week het ons gepraat oor hemel is 'n werklikheid en ons het na naby dood ervarings gekyk en waar wetenskaplikes nou sê, daar moet 'n lewe na die dood wees, dis verseker. Ons is gekoppel as mens, as te ware, met 'n ewige wêreld. Dis asof ons in ons diep binnekant weet dat hierdie wêreld is nie maar net wanneer ek doodgaan is 'n kompos nie. Dis asof ons weet ons is geconnect met iets dieper, iets meer, iets geestelik. Daarom hierdie goeie nuus vandag. Jesus beloof 'n restaurasie van alle dinge. Ons gaan nie maar net in die hemel eendag op 'n wolkie sit en harp speel vir die ewigheid en niks doen nie. Nee, daar wag vir ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin. Die skrif wat ek wil aanhaal en ek gaan na 'n paar skrifte kyk en kom uit die boek van John Eldredge en as julle al van sy boeke gelees het, hy's 'n gewilde skrywer wat bekend geraak het met Wild at Heart, maar hy het 'n boek geskryf All Things New en ook 'n klomp video's hieroor gemaak en ek sou jou regtig aanbeveel om jou hande hierop te kry sodat jy saam met my geïnspireer gaan raak met nuwe vaste hoop. Hoop wat konkreet is, hoop wat gefestig is, nie in hierdie tydelike dinge nie, maar in die ewige waarheid van wie Jesus Christus self is. Matteus 19 vers 28. En toe antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg,
wat sal dan vir ons hierin wees? Nou jy moet so 'n bietjie die agtergrond kyk. Jesus is hier baie naby aan die einde van sy bediening. Dis nou die tyd hier voor die kruisiging. Daar's 'n summon uit 'n aanmaning dat hy moet gearresteer word. Die Fariseërs is kwaad en die disippels besef hulle is in die moeilikheid. Eers het hulle gedink Jesus is die Messias wat sal kom en die nuwe Joodse ryk aankondig en ek dink hulle het almal so half polities gedink, hier's dalk vir hulle posisies, hier's dalk vir hulle met hierdie populêre rabbi wat hierdie wonderlike gedoen, is daar posisies van aansien en ons sien ook hierdie wetywering wat hulle gehad het met Jesus. Maar nou ja, ek dink hulle het begin agterkom. Hier's moeilikheid, selfs gevangenskap, dalk gaan hulle ook in hegtenis geneem word, hulle lewe is in gevaar, hulle vlug saam met Jesus, hulle leef in die geheim op hierdie stadium. En dis met hierdie agtergrond wat Petrus vir Jesus antwoord, en jy kan amper die wanhoop so in hom hoor, hy sê, Here, ons het dan alles opgeoffer, ons het alles gegee om U te volg. Ek weet dat baie van julle wat nou luister, ook hierdie belewenis het, want om Jesus te volg is nie maklik nie. Om Jesus te volg beteken dat jy heel waarskynlik vriende verloor. Reg doen is moeilik en dis nie die pad wat almal loop nie. En dan beleef jy hierdie, is dit die moeite werd? Veral wanneer ons wat die Here dien ook nog steeds siek word. Ons word ook beroof. Daar word van ons ook gesteel. Ons kry ook kanker. Ons word ook siek. Slegte goed gebeur ook met goeie mense. So jy hoor wat Petrus sê, Here, is dit dan nou die moeite werd as te ware? Ons het alles verlaat om U te volg. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, met ander woorde, luister baie mooi, my woorde dra gewig nou. Ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon sal sit, sal julle ook op 12 trone sit en die 12 stamme van Israel oordeel. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of plase verlaat het om my naam ontwil, sal baie keer soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat laaste is, wat eerste is, sal laaste wees en die laaste, eerste. Interessante woordjie hier in die begin, wat ons baie keer so verby lees, want ons maak nie sin hoekom dit in die sin is nie, die wedergeboorte van die tyd van Jesus. Nou hierdie woordjie palingenesis of Genesis, waar ons woord Genesis vandaan kry, beteken letterlik weer skepping, weer Eden, weer 'n nuwe begin. Dit is betekenisvol, want Jesus kondig 'n dispensasie aan. Hy kondig as te ware aan, dis die nuwe wêreld waartoe julle moet hoop en waaruit julle moet uitsien. Jy sien, wanneer ons die stories gelees het van die hemel, dan sien ons 'n bietjie van 'n statiese wêreld, 'n nuwe Jerusalem, strate van goud, en dit is wonderlik. Maar Jesus kom met 'n baie sterker boodskap om te sê, hy gaan alles nuut maak, 'n nuwe begin. Nou ons sien dit in die woord, en as jy oë hier voor oop gaan, sal jy dit oral begin sien. Jesaja 65 vers 17 sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemele, met ander woorde meervoud, en nuwe aarde. En die vorige dinge sal nie meer onthou of in gedagte kom nie. Jesaja 66:22, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bly, sê die Here, so sal julle geslag en julle naam bly. Openbaring 21 sien ons telke male word daar van hierdie nuwe hemel en hierdie nuwe aarde gepraat. 2 Petrus 3 vers 13 sê dit baie duidelik. Hy sê, want ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Met ander woorde, ons het 'n verwagting, ons het 'n hoop, want dit is hoop, is 'n verwagting. Jy sien, ons hoop maar vir die skip wat kom, wanneer ons daai geldjie gaan ontvang wat ons dalk verhoop. Ons hoop vir miskien 'n erfenis of 'n erfporsie of 'n gelukkie wat sal gebeur. Maar daai goed het nie standvastigheid om jou hoop in te anker nie. Vandag is hierdie boodskap relevant vir my en jou, want dit gee ons 'n boodskap, 'n belofte, wat van Jesus self kom, van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou, hoe lyk die hemel? Hoe lyk dit daar? Dit is 'n groot vraag om te vra. Want ons gaan dan ons
ewigheid van ons lewe, die totale ewigheid, sonder tydlose bestaan, gaan ons in hierdie plek spandeer. So ons moet daaroor praat. Hoe lyk dit daar? Wie's daar? Hoekom moet ons opgewonde raak oor die hemel? Hier in Prediker 3 sê hy, dat die Here die ewigheid in die mens se hart gelê. En John Eldridge het alreeds hieroor in sy boek Desire, ook 'n boek wat jy in die hande kan kry, het hy hieroor begin praat, dat ons, is asof ons diepste begeertes, binne daai diep begeertes, is daar 'n geheimenis weggesteek van ons eindelike behoefte vir die ewigheid. Met ander woorde, ek wat hou van spoed, is geanker, dat in die ewigheid gaan tyd, spoed, gaan irrelevant wees. Dit gaan, soos hulle sê, nie meer lineêr wees nie. Jy gaan in die een oomblik en in die ander plek kan wees. Ons sien dit, wanneer Jesus alreeds in sy verheerlikte liggaam deur mure loop. Ons sien dit in die storie van in Handelinge, waar Filippus in die een oomblik sê hy, en die volgende oomblik is hy translated na 'n ander plek toe. Dit wys vir ons ietsie van hierdie hemelse wêreld, hierdie geestelike wêreld, hoe dit gaan werk. Jesus loop op die water, met ander woorde, he defies the natural laws of existence. Hy breek deur die beperkings wat ons beleef in ruimtelike beperking en tyd, en spoed en al hierdie goed. Dis asof ons harte dit weet. Nou, dis interessant, dat wanneer jy vandag sommer net, en ek het so 'n tipe soektog gevolg op YouTube, waar jy net gou kyk, waar word die woordjie hemel gebruik? Ons gebruik die woordjie hemel, wanneer ons praat van die hemelse vakansie, van op die strand lê en 'n boek lees, van lekker kos eet wat hemels was, die smaak was hemels geweest, seksuele en selfs rondom die dwelmwêreld, sal praat van hierdie ecstasy, hierdie wegbreek van 'n ekstatiese, euforiese bestaan, van 'n oomblik weggeruk wees, en dit was hemels. Al hierdie hemelse ervarings koester 'n geheim hier binne in ons. Hoekom soek ons dit? Hoekom wil ons dit so graag hê? Want ons weet dis daar. En ons weet dat ons eertyds uit God uit hom uitkom, en kom uit 'n ewige bestaan in hierdie wêreld in, en ons keer terug na ewige bestaan. Dis asof ons weet dat dit is wat ons eintlik soek. Dit is wat ons hart na hunker. Dis die home wat ons almal baie graag wil hê. En dis interessant dat wanneer Jesus ook in Johannes 14 vir sy disippels sê, dis hier in die krisistyd, hier voor sy inhegtenisneming, weer eens, die disippels is letterlik op vlug, en dan sê Jesus, moenie bevrees wees nie. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. A place of many mansions, sê hy. Jy sien, dis iets wat in ons wese is dat waar ons sommer gaan kamp hou in die veld, vat ons hele huis saam. En dis asof ons in ons wese dit het om vinnig huis te maak, tuis te skepping. Want dis waar ons geborge is, dis waar ons veilig is. Vandag wil ek vir jou sê dat hierdie geborgenheid wat ons soek, lê nie in 'n fisiese huis nie. Partykeer raak ons so opgewonde oor die huis skoonmaak en die matte en die gordyne wat op 'n manier moet hang, en ons raak perfeksionisties oor hierdie wêreld, en ons veg en beklei met almal wat dit vuil mors en wat dit afbreek. En aan die einde van die dag raak dinge meer belangrik as mense, maar eintlik is ons hinkering na die ewige, na hierdie hemel, na hierdie restaurasie van alle dinge. Dink aan 'n wêreld, 'n aarde, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Dink aan hierdie aarde sonder sonde. Wow, dink dit gou vir 'n oomblik aan al die plekke wat jy nog sou besoek het. Sou dit wees, ons was bevoorreg om op 'n stadium by die Noorderligte te wees, en vriende het vir ons geseën met hierdie vakansie, hierdie wegbreek om Noorwe te besoek. Ons het nooit die Noorderligte toe gesien nie, en sal weer moet gaan. En so sal mense vir my sê, wow, die Rocky Mountains, of plekke waar watervalle, of pragtige tonele van natuur, of 'n sonsondergang. Jong, die aarde is dan mooi, is dit nie? Daar's soveel mooi en pragt en heerlikheid in hierdie aarde. Dink, 'n aarde sonder sonde, sonder besoedeling, sonder al hierdie
verwarring en afbreek. Dink gou aan die afbreek in die natuur, breek goed natuurlik af. En dis nie wastelands nie, maar ons materialisme maak dat besoedeling is 'n wesenlike probleem wat weer eens 'n bedreiging is op die hoop wat ons moet hê oor die toekoms. En hierdie nuwe hemel en aarde is elke mens in God se koninkryk 'n Mr. en Mrs. Doolittle. Want ons connect met die diere. Onthou, in sonde is verdeling, is kompetisie, stryd, rusie en daar's verwarring. Maar in die hemel is daar konneksie en ons word weer nie net verbind aan ons verhoudinge met mekaar nie, maar ook met die skepping. En dink net gou, die van julle wat diere liefhebbers is dat daar 'n konneksie, nee? En dink aan horse whisperers en hierdie mense wat 'n vermoë het om met diere te kan kommunikeer. Wel, dis die hemel. Dis presies hoe dit gaan wees. Ons gaan in dieselfde harmonie met die aarde en sy volheid gaan ons kan bestaan. Hy sê dat die lam gaan langs die leeu lê en dat daar gaan vrede wees. Stel jou voor 'n wêreld sonder luiheid, selfsug, eie ek, jaloesie, naaiwer, sonder egosentriese, ongesonde, selfsugtige begeertes, 'n wêreld sonder luiheid, 'n wêreld sonder verkeerde en bose begeertes, 'n wêreld sonder sonde. Dit is die hemel. Dis wat God vir ons voorberei het. Nou, die hemel kan nie hemel wees ook sonder dat ek as mens tot die volheid kom wat God vir ons bestem het nie. Die Bybel sê in Filippense dat ons sal verander en dan sal ons wees soos hy. Is dit nie immers hemel? Is dat wanneer almal op hierdie aarde soos Jesus is in karakter en sagtheid en liefde en omgee en nederigheid en deernis vir sy naaste. Dis 'n hemelse wêreld, is dit nie? En dis presies wat hemel is dat daar's in ons, dat ons kom tot ons volheid. Met ander woorde, dink aan die Bybel praat ook hiervan dat ons jonk sal wees. Kindertjies wat heen gegaan het, word jonk en volwasse, daai soort van mediaan tyd hier in ons beste jare. En dis presies wat die ewigheid is dat ons beste jare word weer in ons herstel. Onthou, Jesus het na die mees wreedste moord, wreedste liggaamlike teistering wat enige mens sal ooit deurgegaan het. Soveel so dat hy onherkenbaar was. Doringkroon, spykers deur sy hande en voete, spies deur sy sy. Hy was geslaan met 40 houe met 'n sweep met hierdie goeters in wat die vleis uit sy liggaam uitgeruk het. En dan letterlik 2,5 dae na sy opstanding is Jesus tussen sy disippels en al wat jy kan sien is die littekens. Dit sê iets vir ons van hoe vinnig die herstel is, hoe vinnig die vernuwing is na hierdie nuwe mens. So stel jouself voor om te kan onthou en nie te vergeet nie, om op jou beste self te wees, waar jou talente en alles waarmee jy geskaap is, wat jou uniek en spesiaal maak, optimum funksioneer. Jou liggaam is optimum. Hy's op die regte plek, jy's net reg fiks, jy onthou, jy leef. Wow, dis hemel. Is om op daai plek te wees waar ons sonder sonde, daai gravitas wat ons aftrek, is nie meer daar nie. Jy sal weet waarvan ek praat. Dat daar's iets in die mens wees. Dat ek weet nie of jy ook saam met my sal stem nie, maar dis asof jy in jou diep binnekant weet, baie keer wanneer jy leef in hierdie lewe, dat ek kan beter doen as dit. Ek is tot beter in staat, as wat nou net weer gebeur het. Ek het nou weer kwaad geraak. Ek het dit nou weer verloor. Ek het nou weer gesondig. En iewers hier binne jou weet jy kan beter doen. Hoekom? Want sonde is soos 'n gravitasie aftrek, wat jou gedurig aftrek. Nes jy probeer beter doen, nes jy probeer waarheid praat, nes jy probeer reg doen, is daai die aftrek van sonde. Imagine 'n wêreld sonder daai swaartekrag, sonder sonde. Dis weggeneem en ons is ewig in die volheid van Jesus Christus, in sy beeltenis, in sy beeld waarvoor ons geskape is ons gerestoreer. Die Bybel praat ook natuurlik van 'n reunie. En John Eldredge sê dit so mooi, hy sê in hierdie wêreld is ons eintlik besig om gereeld van tyd tot tyd te groet.
Dis een van die dinge van die lewe. Soos wat jy ouer word, groet jy jou jeug, jy groet jou vriende van jou jeug, jy groet jou lekker sorgelose bestaan, en soos jy ouer word, moet jy op 'n plek kom, moet jy jou ouers groet, en hulle is weg, en so begin die ander familielede groet, en tot jy uiteindelik by 'n plek kom waar jy ook gegroet word. Die teenoorgestelde gebeur in die hemel, want dit is 'n groot reunie. Jesus sê self, wanneer hy die nagmaal gebruik, dat eersdaags sal ek saam met julle hierdie nagmaal gebruik, wanneer ek by die Vader is, en wanneer ek saam met julle gaan wees. Jesus praat van 'n hereen wees, 'n vernuwing van ons verhoudings met mekaar. Dawid, wanneer hy oor sy seun Salomo treur, dan sê hy, ek gaan weer by hom wees, ek gaan hom weer sien. Dis seker die grootste ding wat ons ook geleer het verlede week wanneer ons gepraat het oor mense wat naby dood ervarings gehad het, is dat hulle altyd weer geliefdes gesien het. So stel jouself voor, 'n mensdom sonder jaloesie en al die dinge. En ons het dit al baie keer reg gekry wanneer ons 'n rugby span sien dat hulle speel vir 'n oomblik, vir 'n wedstryd, asof hulle een span is. Hulle is so geharmoniseer met mekaar, so in eenheid met mekaar. Het is wonderlik om dit te sien en ons hou daarvan om wanneer ons dit sien te juig en bly te wees. Ons kry dit reg om 'n stukkie van die hemel hier te laat realiseer dat ons as mensdom nie net mekaar weer sien nie, maar dat ons mekaar sien en dat daar werklike eenheid, hartseenheid is, begrip vir mekaar is. Hoeveel keer beleef ek en jy nie die seer van dat ons naaste mense ons nie sien nie, ons nie waardeer nie, ons nie verstaan nie. In die hemel word daai grense, daai divisies weggeneem om 'n goddelike telepatie, eenheid met mekaar te hê, dat ons net in mekaar se oë kyk en sal weet wat in mekaar se harte aangaan. Daardie eenheid en daardie liefde en geborgenheid. Nou die Bybel praat ook daarvan dat ons gaan werk. Ja, jy het reg gehoor. Jy sien, ons is geskape in Genesis 1 vers 28 om te heers oor die wêreld. Dit beteken dat in hierdie wêreld is daar iets in ons wat wil heers. Nou, om te heers beteken jy gee 'n dier, wie van julle het altyd reg gekry om 'n dier een of ander ding te leer? Leer om te rol, leer om te sit, leer om kos stadig te eet of te wag vir sy kos. Dis lekker, hoekom moet jy heers? Slawerny is iemand anders heers oor jou. So werk was altyd bedoel om skepend en vanuit 'n heerser perspektief te wees. Ek skep orde, ek maak reg. Nou die Bybel praat daarvan in die talente dat die wat vermenigvuldig het, gaan op die mate wat hulle vermenigvuldiging plaasgevind het, gaan hulle oor stede heers. Onthou dat as Jesus praat van 'n maaltyd wat ons gaan nuttig in die hemel, waar iemand moes daai kos gemaak het, iemand moes daai kos verbou het. Iemand moes die huise waarin bymekaar gekom het gebou het. Jesus, die tafels, die stoele, alles wat ons van lees in die hemel, het iemand gemaak. Dit beteken dit is gedoen, daar's werk. Hierdie het my hart diep geraak toe ek die eerste keer dit begin raak lees het in John Eldridge se boeke, dat want werk is lekker, werk vervul jou. Werk laat jou aan die einde van die aand lekker slaap, want jy voel jy het iets betekenisvol gedoen. En ek glo met my hele hart dat dis ook 'n restaurasie wat die Here wil vir ons gee in die hemel, is dat ons werk tot sy volle reg gaan kom. So baie mense is in 'n beroep wat hulle nie eintlik wil wees nie, want hulle moet maar net werk vir geld. Hulle is in 'n situasie waar hulle maar net moet doen wat hulle moet doen, maar dis nie werklik waarvoor hulle talente ontvang het, waarvoor hulle geskape is, waarvoor hulle gemaak is nie. En dan, sommige het so hard gewerk en het nooit die aanstelling, die aansien, die geld, die posisies ontvang vir hulle goeie talente nie. Ek glo met my hele hart dat dis wat die Here in die ewigheid, in die hemel, in hierdie nuwe hemel en nuwe aarde gaan restoreer, is dat ons werk gaan tot sy reg kom. Beteken dan ook, en ons lees dit in die Bybel, dat daar gaan belonings wees, krone gaan ontvang word. Nou, die van julle wat weet, sal weet, dit is seker die grootste seer, is dat jy, ek onthou toe ek my meestersgraad gedoen het, en het was soveel ure en soveel harde werk, en dan lees niemand dit nie. En dan kom daar eendag net iemand wat kennis het van die veld waaroor jy praat, dit verstaan en dit waardeer, dit voel so lekker. En ek dink dis presies wat in die hemel gaan gebeur, is dat daar gaan 'n beloning wees. Getroue diensknegt, met dit was jy aangestel, jou werk is gesien. So baie van ons het vir reg ons lewe afgelê. So baie van ons doen reg en doen goed, en dit word verdraai deur die wêreld. Dit word
omgekeer as boosheid, terwyl jy eintlik probeer regdoen het. So daar's 'n groot, ek wil sê vindication wat ons in die Bybel van lees, dat wanneer ons in die heerlikheid saam met die Here gaan wees, we will be rightly and justly rewarded. En dit gaan nie oor krone en pryse nie, want die van julle wat in hierdie situasies weet, jy wil nie erkenning hê net om 'n beeldjie te kry nie. Dit gaan oor die recognition. Mense waardeer en verstaan wat jy gedoen het. They get you. Hulle verstaan die omvang van die moeite, die ure, die opoffering wat jy gedoen het, en daar's waardering daarvoor. Ek sien dit in die hemel, dat ons dit letterlik gaan hê elke dag. In die ewigheid is daar nie meer dae nie, maar in elke oomblik gaan daar, in elke oogblik, in elke konneksie wat jy het met geliefdes of met ander, gaan daar daai recognition wees van die Jesus karakter, die lyding, die opoffering, die nederigheid, die selflose gee van self, wat geerken word, wat waargeneem word en gesien word. Laastens, die ewigheid kan nie die ewigheid wees, totdat boosheid uitgewis word nie. Almal van ons het al hemelse oomblikke beleef van finansiële voorsiening of 'n vakansie of 'n nuwe kledingstuk, 'n nuwe motor, maar dit is asof ons so half 'n bietjie bang is dat hierdie geluk is net vir 'n oomblik, want moeilikheid lê so om die deur en wag. Ons verwag as te ware al die moeilikheid, want ons is so gewoond dat moeilikheid baie keer meer is as die geluk wat ons ontvang. Die Bybel praat in Openbaring 20 vers 10 dat die vyand, die duiwel wat almal mislei het, gaan in die ewige poel van vuur, gaan hy verdoem word. So hel sonder God, hemel sonder Satan. Dis die einde, dis die nuwe hemel en nuwe aarde realiteit, is dat uiteindelik word daar afgereken finaal met sonde, maar ook met boosheid. Boosheid kom tot 'n einde. En daar's 'n hemel kan nie hemel wees en hierdie hoop kan nie ware hoop wees tot dit wat ek nou sê nie gebeur het, dat ons in finaal uiteindelik sien dat daar afgereken word met die boosheid wat soveel verwoesting gesaai het. Die Bybel is vol van hierdie oordeel en gedagtes van die finale oordeel van Satan en al sy volgelinge. Waarom preek ek vandag hieroor? Oor hierdie kragtige boodskap. Ek onthou jare terug in Kreeusdorp het ek het op daai stadium so 'n elektriese gitaar gehad met 'n distortion pedal en ek het Celebrate, hy liedjie Celebrate Jesus Celebrate het net uitgekom en ek het so amper 'n minuut lank intro gehad met 'n distortion pedal en al die ou mense in die kerk se hare het oorent gestaan. En ons het die aand, ons jongmens orkes was verantwoordelik vir die diens en ons het ons lekker jeugliedjies gesing. En die einde van die diens het ek 2 snare gebreek, maar die krag van die Here het so neergekom op daai diens. Ek het nooit gepreek nie. Mense is gevul met die Heilige Gees. Mense het van die Heilige Gees ontvang daai aand soos wat ek in 'n lang tyd dit nie beleef het nie. Maar maandag aand was kerkraadsvergadering en een van die ooms wat nie hiervan gehou het nie, het opgestaan en 'n punt van orde geroep en gesê, maar hy is dan baie ongemaklik oor hierdie nagklap musiek wat Sondag aand in die kerk plaasgevind het en ons gaan daarom nou moet iets doen oor dit. En die Mose het toe gedien en ek sal nooit vergeet, Oom Fanie van Vuren was nie iemand wat baie gepraat het nie. Hy het eerste opgestaan en hy het so omgekyk en hy sê, broers, julle almal het kinders. En as niks wat 'n ouer hart so breek as wanneer jou kind verkeerd loop nie. En Fanie het aan die huil geraak en vertel van sy dogter wat die laaste tyd vir hulle soveel moeilikheid gegee het. Rebels, moeilik, was al by psigiaters, was al by maatskaplike werkers, het probeer hulp soek en het nie meer antwoorde nie. En dan vir 'n oomblik raak Oom Fanie doodstil en dan sê hy, maar Sondag aand het my kind verander. Sy is 'n nuwe mens. Sy is 'n ander mens, sê hy. Hy sê ons het ons kind teruggekry. Sy's die ou kind wat ons jong toe sy klein was. Ja, ons het ons kind terug. Mense, wedergeboorte is die kragtigste
kragtigste wonderwerk van ons tyd. Dis wanneer die ewigheid in hierdie aardse bestaan van sonde inkom en Jesus Christus 'n lewe kom transformeer en verander. En dis die bewys van ons hoop. Al die stories wat ek gepraat het oor die eendag van die hemel eendag word vasgevang en gerealiseer in jou wedergeboorte, my wedergeboorte, ons nuutgemaaktheid wat ek en jy van kan getuig. En ek wil vandag vir elke gemeentelid en almal wat met ons geassosieer is, uitdaag en vra. Kom ons begin vir 'n veldtog dalk vir 'n tyd lank om kuns en poësie en skilderwerk en handewerk en goed wat ons maak en wat ons skepping kan doen. Kom ons vat hierdie tema restaurasie en ons begin te getuig van hierdie skepingswerk wat Jesus in ons begin het en ons bring dit kerk toe. Ek droom dat ons hierdie kerk se mure gaan vol hang van gedigte en kunswerke en liedjies wat mense skryf en allerlei kreatiwiteit wat mense in die dag lê rondom hierdie tema van restaurasie, dat ons vir die wêreld wys. Hemel is nou 'n werklikheid. Jesus het hemel in ons harte kom opsluit, deurdat hy ons nuwe mense gemaak het, dat ons nou sy kinders kan wees. En dit is die goeie nuus van Jesus maak alle dinge nuut. Ek wil ook vandag vir jou sê, dat hier is genoeg krag in hierdie boodskap en hierdie woorde vandag, dat waar jy ook al vandag sit, jy siekte vasgevang, dalk het jy deur 'n operasie gegaan, soos onlangs die 'n vriend van my wat sy hele maag en sy slukdarm verwyder is, en ek kan nou nog nie tot die realiteit kom van wat hier met hom gebeur het nie. Maar dan anker hierdie boodskap vandag vir my, om te sê dat sy liggaam gaan gerestaureer raak. As Jesus se liggaam dan so uitmekaar vernietig is, in 'n oomblik kon herstel, dat Jesus verskyn en hy ontmoet met sy disippels langs die see, so 'n oulike storie, dat Jesus stap saam met hulle langs die see van Galilea, maak 'n stukkie vis, maak 'n vuur, eet lekker saam en kuier. Dis so 'n stukkie hemel op aarde wat vir ons wys, hoe gaan die aarde nuut wees saam met Jesus. Jesus genees vandag nog, Jesus red vandag nog, en Jesus maak vandag nog mense se harte nuut. Genade en vrede vir jou. Stuur hierdie boodskap en deel dit met soveel as mense as wat jy kan. Ek dink hierdie boodskap is 'n boodskap wat ons nodig het om te hoor in hierdie tye van wanhoop. Totsiens.